Ek is al in die alwynbedryf van 1993 af, waar ek alwynprodukte maak en verkoop en so aan. Die Kellows self is uitgebrei na 'n ander maatskappy toe, so 10 jaar terug. So dis waar Kellows begin het en ons doen hoofsaaklik alwyn roumateriale. Hoofsaklike ding is veeboerdery, maar alwyn is 'n groot deel van die boerdery wat ons doen. En dan doen ons medisinale kruie. Ons klimaat hier waar ons bly in die Klein Karoo is maar 'n droë klimaat. So ja, dit speel 'n baie groot rol in wat 'n ou kan doen en wat 'n ou kan produseer in die area. Alwyne pas goed daarin omdat dit in Engels sê ons 'n semi-desert plant. So hy min water. Natuurlik hoe meer water kry, hoe beter doen ons met hom. En jou ander plante, meeste van jou medisinale plante moet besproei word, maar jou plante wat in die natuur voorkom, hier soos jou Sciletium, dit kom in die veld voor, so hy is aangepas vir die droë klimaat. Alwyn vat vreeslik lank om te groei, dit is 'n baie stadige produk, so dit vat 5 na 6 jaar voor jy hom die eerste keer kan oes. Wat jy doen is jy haal die onderste paar blare af van jou plant af. So dis basies 'n snoeiproses. So jy vat so sê maar 20 blare van 'n plant af. Jy sal sien dan net die blaar net onderkant sy vel 'n laagie selle en al daai selle is als jou bittersap. En dan die binnekant van daai blaar gebruik ons nou weer vir die fillet en vir jou gesondheidsdrankies en vir daai tipe goed. Ja. As die alwyn nou gesny is en hy sit daar vir 'n paar dae en drup al die bitters uit, hy word gesamel in 'n stuk plastiek, word dan gekook vir 'n paar ure oor 'n vuur en hy raak na so 'n harde swart kristal wat dan gebreek was en dis jou aloe bitter kristal wat ons dan net so verkoop. Hy word gebruik in verskeie medisyne, cosmetics. Die binnekant van die blaar is die fillet. Hy is so 'n deurskynende stuk van die aloe wat skoongemaak word en hy is dan die aloe wat mense baie ken. Hy is die een wat jy in jou yoghurt kry en in jou sap en ook waar baie cosmetics arome is saam met hom gemaak. Dan die buitenste stuk van die alwynblaar, dan maak ons green powder en hy is meer as 'n food supplement of tot diere op plase kry dit in hulle kos as 'n supplement. Maar die hele plant of die hele blaar word gebruik. Die besigheid, ons verskaf sê maar 12 permanente werkers. Maar jou mense wat alwyn oes in die velde en buitekant kan tot in die honderde gaan hang af van jou bestellings en so aan. So ja, dit is 'n redelike groot werkverskaffer in ons area sowel as die Oos-Kaap. En natuurlik is dit 'n familiebesigheid. My familie is nou almal deel daarvan. My dogter is meer in die bokke en die skape by mekaar. En my seun Dane is nou meer by die medisinale produkte en die alwyne betrokke. Hoe ek die volgende 15 jaar sien vir ons en vir die boerdery is my sussie Carrie is besig met die vee en ek werk meer met die medisinale plante en die alwyne en so aan. En so om te sien hoe ons die besigheid soort van natuurlik kan groei. Ons wil soveel as moontlik wil ons goed sustainably doen. En kyk dat ons te veel goed in greenhouses moet groei nie en dat hulle nog steeds die krag van die grond af kan kry. Maar wat ons wel wil doen is bietjie uitbrei in plots vir sekere mense te groei sodat hulle first offer of purchase kry. Ons wil meer kyk in verskillende rigtings in olie en verskeie tee. Ons is baie te doen met inheemse kennis en mense wat soort van 'n ou recipes gemaak het en ons probeer dit saam met hulle te kyk hoe die plante gegroei moet word en ook hoe die produk nou op die einde die sterkste sal wees en die meeste genesing sal kan bereik. Ja.
'n jong ou wat iets wil begin, daar's niks beter om te sê, begin. Don't quit your day job, maar begin. Dis al wat ek kan sê. So, as jy nie begin nie, gaan jy nie weet. Doen jou huiswerk natuurlik. En kyk dat jy eers 'n mark het. En dan kan jy begin met 'n besigheid. Maak nie saak wat dit is nie, of dit meubels verkoop is nie, of groceries verkoop is nie. Doen eers, maak seker dat jy 'n mark al voor het.